Kom ons lees saam. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Geliefdes, nou is ons die kinders van God. En is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dit, dat as hy verskyn, ons aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself, soos hy rein is. Ons onderskat die effek van 'n uiteindelike hoop, 'n ultimate hope op ons lewens. Verander alles in die lewe. Dit verander hoe jy dink en hoe jy voel. Ten spyte van jou omstandighede, as jy hoop het, dan voel jy, ek gaan okay wees. Jy voel, ek het genoeg, ek is genoeg, om het te kan maak. En alles sal uiteindelik goed wees. This is Juliana of Norwich who said, sin is inevitable, but all shall be well, all shall be well, all manner of thing shall be well. Het maak nie saak hoe dit nou is nie, dit lei tot 'n herstrukturering van jou innerlike wese. Psigies het jy 'n ander funksionering wat tot stand kom. Hebreërs 7:19 praat van hoop as 'n anker, wat jou siel veilig en vashou, en jou in die teenwoordigheid, the presence, inneem. Dink mooi oor daai woorde. Jou anker is jou hoop vir jou siel, en dit hou jou veilig, en dit hou jou vas. Veilig, dit keer dat jy nie verwoes word nie, dit hou jou vas dat jy nie uitmekaar uitval nie. Dis wat hoop kon doen. En dit het 'n neurologiese effek op jou, fisiologies. Is daar ander sinapses wat in die brein gevorm word, en ander dele van die brein word sterker gestimuleer as ander dele, en funksioneer so. So wat is hierdie hoop waarvan ons praat? Hoop is 'n aanvoeling, dat dinge goed sal uitwerk in die toekoms vir my. Dit is so iets soos, wat ek al dikwels gesien gebeur het, is dit iemand lees 'n boek, en dan raak het bietjie te tens hier so by hoofstuk 3 en 4. En dan blaai hulle na die laaste hoofstuk toe, en dan vind hulle uit, hoe gaan dit gebeur? En dan voel hulle baie lekkerder, nou kan ek rustig lees die boek, nou weet ek wat het gebeur. Dit is so iets wat met jou gebeur, dat uiteindelik gaan alles goed wees. So, en dan lyk dit nou sleg, dit gaan goed. Dit is nie visie nie. Visie is om 'n duidelike beeld te hê van 'n beter toekoms. Hoop is meer vaag, dit is meer 'n aanvoeling, dis 'n intuïsie waarmee jy sit. Dis nie optimisme nie, dis nie 'n verwagting waarmee jy leef nie, dis nie wensdenkery nie. Dis 'n sekere, diep verankerde oortuiging. En Johannes noem hierdie hoop 'n naam. Hy sê, dis hierdie hoop. Dit is nie gewone hoop nie. Dis anders as ander soorte hoop. Is nie op mense nie, is nie op iets nie. En hy sê, dis ook nie net vir hierdie lewe nie. Hy sê, die ellendigste is jy van alle mense, is jy net op hierdie lewe hoop, op die Here. Dit is 'n uiteindelike hoop. En hierdie hoop beskryf hy. Dit is om gehou te word in die liefde van God vir altyd. Hy sê, geliefdes, kyk net wat so groot liefde vir ons bewys het. Dis 'n liefde wat daar is voor jy nog gebore is. En is gewys toe Jesus vir ons sterf. Dis 'n ewige liefde, sê die profeet, Jeremia 31 vers 3. En ewig beteken, dit het nie 'n begin nie. Dit het nie 'n rede nie. Dit het nie 'n einde nie. En daai liefde bestaan ook nou.
Dis nie dat hy ons lief gehad het nie, maar hy het nou ons ook lief, sê Johannes. Ons is gewortel en gegrond in liefde. Wat beteken dit? Dit beteken dat liefde die grond van ons bestaan is. God is die grond van ons bestaan. Die Vader, Seun en Heilige Gees het saam besluit om te skep. Hoekom? Uit liefde uit. Uit hom, uit liefde uit, deur liefde. Nou is ons gewortel. Ons het wortel geskiet in die grond van liefde. Dit beteken dat al ons energie, ons groei, ons lewe, alles kom uit hierdie liefde uit. Ons is nou in liefde. Dis 'n groot oomblik in jou lewe as die ontwaking plaasvind dat jy in liefde is. Dat daar niks is wat hoef te gebeur nie. Dat alles klaar gebeur het en vir jou gegee word. Nou gee hy jou lewe en jou asem en alles wat jou lewe insluit en wat jy nodig het. Nou, jou hartklop, jou asemhaling, wat pertinent genoem word, Handelinge 17:28, word nou vir jou gegee. En dit is veral die immanensie van God, die alomteenwoordigheid van God, wat hier ter sprake kom. Weet, ons kan aan God altyd dink is transcendent, hy's ver, hy's daar buite, hy moet inkom, hy moet hierdie wonderwerk vir my doen, hy moet nou dit moet gebeur, en ek het 'n hoop op dit. En hy sê, jy word gehou deur die liefde van God. Sy liefde sal altyd daar wees. En hy sê, liefde wat jou nou dra en lewe gee en alles gee. Hierdie liefde het 'n diepte, 'n hoogte, 'n lengte, 'n breedte, geweldige dimensies wat ons nie kan begryp nie. En ons moet nog in dit groei, ons moet nog agterkom wat is hierdie liefde. En dan sê hierdie liefde sal vir altyd ook daar wees. Ons sal wees soos hy is. En wat dit presies beteken weet ons nie. Maar dan sê hy, omdat hy hom sal toon aan ons, soos wat hy is. Nou dink 'n bietjie aan wie toon jy jouself? Is nie almal nie. Ek meen jou regtig om eintlik naak te wees vir iemand en jou siel te ontbloot en alles te gee en oop te hê voor iemand. En hy sê dit is wat hy sal doen vir ons. En dit beteken dat ons iets gekry het dat ons in ons bestaan op aarde, iets gekry het alreeds, iets alreeds daar was teenoor ons, dat ons dit gekry het in die lewe wat ons nou het en dit sal bly tot in ewigheid in die lewe wat ons sal hê. Nou die vraag is, hoe is dit moontlik dat hierdie liefde vir ons 'n realiteit kan word? Dat ons kan dit beleef, dat ons in dit kan groei, sodat ons hoop kan groei en sodat ons werklik hoop kan hê, want dit is waarin ons hoop ten diepste gesetel is. Hier is 3 dinge. In die eerste plek, vra daarvoor. En dis wat Paulus doen. In Efesiërs 3, dan bid hy om die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref. Is 'n gebed wat hy aan gelowiges bid. Maar die vraag is dan nou, maar hulle het dan die liefde. En dit is wat Johannes ook sê, geliefde is, julle is die geliefdes. Julle het die liefde. Nou kom bid hy dan dat ons dit sal kry. Hy bid dat ons dit sal ken. En 'n soort kennis sal kry wat alle verstand te bowe gaan. En dit is eintlik waarop die geestelike reis neerkom. Dat dit 'n reis is na dit toe wat ons het en wat ons eintlik is. Dit is so met God wat ook in ons harte woon. Hy woon in ons harte as jy 'n Christen is. Maar nou bid Paulus in Efesiërs 3 dat Christus deur die geloof in ons harte kan woon, maar hy woon dan daar. Ja, dat jy dit sal besef, nie net sal weet met jou kop nie, want hierdie ervaring oortref kennis. Dit is 'n
ken deur ervaring, ondervinding. Dis 'n meer geheel mens belewenis wat insluit emosies en denke en begeertes en geheue en aanvoeling. Al daai funksies kom bymekaar op een plek in jou. Ons noem dit jou hart. Dis dat jy op 'n reis sal gaan van jou kop na jou hart toe, sodat jy dit sal beleef in jou hart. En dan sal jy ten volle kan begryp. Nou weer eens, ons kan dink dat begryp beteken om weer in die kop te eindig, dat jy daar alles sal weet, maar dis meer as weet. Katalambano is die woord wat hier gebruik word. Dis die woord wat gebruik word toe 'n stad ingeneem word, toe sê gekatalambano. Hy word ingeneem, oorgeneem. Toe die doek sak met die onrein diere, toe besef Petrus, toe word hy gekatalambano. So dit is om ingeneem, oorgeneem te word, te besef, agter te kom, te weet weer, maar vir die eerste keer. Dit is soos om 'n boek te lees oor liefde. En jy weet so baie. En dan het jy regtig kennis daarvan. Maar jy kan die liefde besef en begryp wat ver bo kennis strek. En dit is om dit dan op hierdie manier te ervaar. Dieselfde met elektrisiteit. Jy kan alles weet volgens die boek, maar vat aan daai draad. En dan leer jy iets van elektrisiteit wat jy nog nooit geleer het nie. Jy besef iets, jy voel iets. Dis gekatalambano. Ons bid daarvoor, dis 'n gawe. En dan moet ek kyk. Dis wat Johannes sê. Kyk wat 'n groot liefde. Nou, ongelukkig verdwyn hierdie woord in soveel vertalings. Hy kom meer as 1300 keer voor in die Bybel. En as dit volgens die hoeveelheid Bybel, die opdragte, in belangrikheid oorkom, dan is dit die belangrikste opdrag wat daar is in die Bybel, om te leer om te kyk. Te kyk. En nie te kyk soos ons in ons kultuur nie. Ons leef in 'n kultuur van skermscrolling en van afleiding. Dit beteken almal kyk, maar ons kyk vir 'n oomblik en ons beweeg dadelik aan. En waarna kyk ons is die groot saak. Hier word ons uitgenooi om te kyk. En die ou woord is om te aanskou, to behold. En jy kan net in die gewig van die woord hoor, want dit is nie 'n woord wat ons baie gebruik in ons taal nie. Ons gebruik baie meer net kyk vir alles, maar dit is om stil te staan daarbey. Te kyk, Chesterton sê, dit is om te kyk totdat iets wat bekend is vir jou, heeltemal onbekend sal raak. Jy staar, jy kyk uit. Jy soek sy aangesig. Dit is om te kyk totdat daar iets gebeur met dit waarna jy kyk, sodat jy dit kan begryp, dat iets met jou kan gebeur. Nou, een van die beelde in die Ou Testament is om te aanskou van aangesig tot aangesig. Dit is net so terloops die definisie wat baie gebruik word. In die ou literatuur in die middeleeue is daar gepraat word van kontemplasie. 1 Korintiërs 13:13, ons sien die spieël na raaisel, maar eendag sal ons sien van aangesig tot aangesig. En die geloof was dat ons nie net na ons dood of as Jesus gekom het om sal kan sien van aangesig tot aangesig nie, maar dat dit nou alreeds 'n ervaring is wat kan plaasvind. Net soos wat Jesus se liefde was voor ons bestaan, nou daar is en nou daar sal wees. Is daar nou 'n mate van aanskou wat ons kan beleef. Ons sien hierdie kontras byvoorbeeld met Moses, dat vir Moses word gesê, jy kan nie my sien en bly leef nie, jy sal sterf, Eksodus 33 vers 20. Maar wel word daar ook van Moses gesê, dat hy 'n verhouding gehad het met God, waar God met hom gespreek het van aangesig tot aangesig. Die groot seën in Numeri 6, is iets wat gesê moet word en vir die volk gegee word en die wens is en die gebed is dat hy sy aangesig oor jou sal laat skyn. Dat jy hom sal sien. Dat jy kyk totdat jy hom sal sien, aangesig tot aangesig. Dit is soos om saam met hom te wees in 'n groot gehoor. Kyk, dit is klaar iets om dit te beleef, né?
Jy's in 'n vertrek saam met baie ander mense. En hy is daar. Hy's daar. En daar's 'n ander energie. En dan sien jy hom net van 'n afstand, of jy sien net iets wat hy gedoen het, of jy raak net bewus van sy teenwoordigheid, om te dink, hy is nou hier. En jy voel dit. Maar hier is iets anderster. Dit is nou om te draai na hom, en skielik kom hy na hom toe. En hy praat met jou. Daar's 'n ervaring van aangesig tot aangesig. Dawid het gesê, ek sal u aangesig aanskou. Ek sal versadig word met u beeld as ek wakker word. Groot woorde. Ek sal u aangesig aanskou en ek sal versadig word met u beeld as ek wakker word. Versadig word beteken eintlik vervul word. As jy byvoorbeeld 'n pianis is en jou vriende sê vir jou, jy speel regtig goed. En jy het 'n optrede die aand en een van die wêreld se mees beroemde pianiste is in die gehoor. En hy kom na jou toe na die tyd en sê vir jou, dit was uitsonderlik goed geweest. Jy het dit so goed soos doen soos ek dit kan doen. Daar lê vir jou 'n groot toekoms voor. Wat doen dit aan jou? Man, jy word gekatalambaar. Jy word vervul. Jy word gegryp. Jy word oorgeneem. Nou offense in jou vriende, hulle bedoel hulle bes en hulle sê, maar hierdie woorde, van wie af dit gekom het, beteken vir jou soveel meer, dit vul jou, vervul jou, energeer jou. Laaste ding is, reinig jouself. Nou, as die koring en die kaf geskei word van mekaar, dan word die koring gereinig. As daar meer dinge as koring in die koring is, dan is die koring onrein. Kierkegaard het gesê, dat to will one thing is om eintlik 'n heilige te wees. Dis om rein te wees, om net een ding in jou hart te wil hê, een oorheersende groot ding in jou hart te hê. Nou dit beteken nie moralistiese perfektheid nie. Dit beteken 'n enkelhartige gerigtheid op God. Maak jouself skoon. You're blessed when you get your inside world, your mind and your heart put right. Then you can see God in the outside world. Soos dikwels onrein, dikwels kom ons op 'n plek waar daar chaos in ons binneste is. So vinnig vergeet ons grootste liefde en ons belangrikste fokus in die lewe. En ons kry onsself opgeneem met bekommernisse, met woede en met soveel goed in ons lewe. En diep in ons binneste wil ons almal rein wees. Ons wil almal skoon wees. Is wonderlik. Is vryheid. Dis vryheid. Nou hier is 'n manier waarop Dawid gebid het, wat gehelp het om die reinheid te bevorder. Hy praat met homself en hy sê, wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig en my God. Dink oor hierdie woorde net vir 'n paar oomblikke. Dawid sê, en hy praat met homself, met sy siel. Sy siel, ons kan dink dat dit iets ten minste van sy denke, sy gevoelens en sy begeertes ingesluit het. Hy praat met dit. Want dis deur mekaar. Hy's bekommerd. Hy's te neergedruk. Hy buig neer. En nou is die groot oproep, wat doen jy? Hoop op God. Hoop op God. So, hy vestige waarnemer, hy is nie sy denke nie, hy is nie sy gevoelens nie, hy is nie sy begeertes nie. En hy praat met hulle. En ek kan nie sy stemtoon hoor nie, maar ek kan net dink dat hy nie hard was op homself nie. Dat hy nie gefrustreerd was en moedeloos was met homself nie. Maar dat hy dalk vriendelik, hy het omgee
uit barmhartigheid gepraat het met homself. Wat is jy so ontsteld? Wat is jy so bekommerd, man? Onthou jy nie die verlede nie? Nog elke keer het hy ons gered. Kom ons hoop op hom. Kom ons hoop op hom. Hy bring 'n vereniging in sy minneste mee. So, ons word uitgenooi te vra, te kyk en skoon te maak. Vra, miskien is jy op 'n plek waar jy voel ek het net geen hoop meer nie. Ek kan niks opkook nie. Ek kan nie. Romeine 4:18 het 'n baie interessante ding. Hy sê jy moet teen hoop op hoop glo. Hy sê against hope, believing in hope. Against hope. Ek gaan teen hoop. Ek het nie hoop nie. Maar glo dan. Hoop, vertrou dan in hoop. Vra hom vir hoop. Kyk. Verskuif die gerigtheid. In 'n wêreld waarin ons uitgenooi word, die heeldag aandag afleibaar, maak jou foon oop, jy's die heeltyd besig om na ander goed te kyk. Kry 'n tyd om te kyk na Jesus. Na hom en sy woord, die natuur, kyk hoe hy na ons toe kom. Staar, fokus, totdat die lig begin skyn. Totdat jy kan begin sien. Staar, maak skoon en praat mooi met jouself. Ontvang die genade van die Here en ons spreek die seën van Paulus aan die Romeine uit. Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Amen.